Ja, hoekom dan nie? Nou sommer vir julle sê nie. Ek is Charles Small. Ek is 'n kunstenaar. Ek is 'n fotograaf. En ek maak nou, ek is nou al van 2013 af, is ek op YouTube. So ek is nou al gesout in die saak, waaroor die saak gaan. En ek skilder. Ek maak video's van alles wat mal is. So as jy sien, 'n video van plante, video van skilder, video van crowds, gebeure in ons straat, in ons omgewing. Ek doen dit, dan skryf ek. Okay, ek is nog nie ge-educate in die geval van, ek het nou met 3 jaar of met 5 jaar kursus voltooi nie, maar ek het die experience opgedoen soos jare gevolg het. Experience van dit. En dit is hoekom ek nou besluit dat ek gaan nou begin meer sulke soort video's maak, dat julle kan 'n clue het. Verstaan nie? Waar gaan die saak? Wie sê ek wat ek doen? Ek is in 'n, om het ons sê ons, ek is van die regering het ons mense destyds gedoop, die vorige regering gedoop met die naam kleerling. Maar eintlik is ons afstammelinge of nasate van die Khoi en die San gemeenskap van Suid-Afrika. Die mense wat Jan van Riebeeck hier kom kry het, toe hulle in 1652 in die Kaap gekom het. Tafelby. En toe hulle nou vir ons ontmoet, die herstel met nasate ontmoet, of voorsate, whatever ook al, en toe het lig daarna met die mense onderhandel, en die mense nou hulle taal leer ken, want het moes 'n interpretus gegee van die mense, om met hulle te korrespondeer, en so dat hulle later die taal verstaan, van die Khoi, die San, en later want hy toe het hulle die mense se prikke begin vat. Okay, dis 'n lang saak. Dis 'n saak van 'n ander saak. Maar ook toe hulle nog daarna nou so gegaan het en prikke gevat het en aangegaan het met hulle lewenstyl, die mense uitgedryf uit die Weskaap uit. Toe het, ja, sê my die Weskaap, toe het party nog gevlug na Namibië toe, aan die woestyn, en party binneland toe gevlug, en hulle toe mense nou begin gemaak, die mense se gronde gevat, en daar is die Kaap nou Hollands. En ons het nou nog nie bestaan uit. Maar van swart mense was daar nog nie 'n teken gewees. Want hulle was hier in die noorde, hier Kameroenle en hy plek, hulle kom daar vanaf. Kongosle en Eiland, daar kom hulle vanaf. Dus het nog nie gesny, soos Afrika vandag is. Kongo en Libanon en die goede nie. Jy sê Libanon is nou aan die ooste. Nie hulle nie. Is Egypte en nee nou dit goed. Dus daar nog nie sulke name gewees. Toe is het nou Tafelby, maar daar ek ook kry het. Ook ek weet ek is nou 'n bietjie weer van die punt af. Maar ek gee net vir julle 'n gedagte, dat ek kan sien hoe die saak in mekaar pas. En die mense wat hier gebly het, is toe weg, en toe gaan die geskiedenis oor na die Jamba Riebeeck toe, en van hom af het dit oorgegaan na Simon van der Stel toe, Habe Constantia, hy plekke word gestig, Stellenbosch word gestig, en later, ek dink hulle sê 5 jaar later, toe word Parel gestig, en dit is waar ek bly. Maar toes die mense wat nou daar gebly het, in die plekke soos nou hier, Saldanha's, nog is Saldanha by, nie, toes nog Saldanha. Toe die mense nou, in plaas van wat hulle die base van die plase was, toe het die mense toe
gewerk vir die inkommers, vir die Dutchman soos hulle sê. En dit vir hulle gewerk. Maar hulle het die choice gehad nie, want hulle was uitgemoor en jag opgemaak. Dit is nou lang nader dat die Britte hier aankom en toe fight hulle met die wit mense, soos sê die boere, en hulle die boere toe geoorwin. Dit is nou na die boereoorlog en hy verstaan die slag van Bloedrivier, wat hulle was nou nog vier en die swart mense sê, wat is 'n slag van Bloedrivier? Want hulle moes die Zulus moes nou lelik seer gemaak en doodgemaak. En toe het hulle besluit, nee, ons haal het uit die regering wat nou regeer. Maar oké. Maar toe werk die mense toe. As jy nie vir hulle wil werk, dan moet jy maar nou frik gemaak word. Maar dit doodgemaak word. Tande word uitgeslaan. Dit is hoekom jy moet sien hoe ons mense, die breinmense, nie voortande het nie. Baie maak ons die uit. Hy 4 tande voor. Party trek het sommer uit vir die lekkerheid, vir mooiheid. Hy het 'n gap en nou sit hulle vir hulle 4 tande in. En nou daar uit na sit weer in. Maar dit is nou is 'n stigma wat in ons mense vasgevang is van daai tyd af. Want ek was in Noord-Kaap gewees toe sê die mense, hoekom trek jy hulle voortande uit? Sê nee, nou, ek weet nie wou doen dit nie, agterna toe vind uit wat die waarheid van die saak is. Maar ook die mense, dit is nou wat toe gebeur het. Nou dit is ek wat hier voor staan, wat stam uit die nasies uit. En toe sê hulle vir ons Hottentotte. Staanlopers hier as die Kaap. Maar nou hulle was gewees met die tyd van Kretua, wat Jamba het 'n bietjie gekom, maar voor dit was daar Khois, Sans hier in die land. Dus hier nog nie swart. Wat nou praat van break empowerment. Daar was die swart gewees. En toe, wat hy nou hier aankom, toe besluit hulle toe. En so een van die ouens gesê het, wat nou gepraat, hy sê, die Jamba het nie meer lag gekom nie. Hy het gekom met krag, met mag. Maar die eerste oorlog, wat dink was 1510 gewees, die ouens naam Eybroka. Toe het die Khoisan, die mense, gewen die oorlog. Die eerste oorlog wat die plaas win. Daar was nie die swart mense gewees nie. Daar was die San en die Khoi en dat die nou die ander nasie. Dink Portugese of Hollanders Eybroka. Nog lang voor Jamba die besluit dat ik ook heb. En achterna, toe het hy nou gekom, en die mense is gedreig hier vanaf die Khoisans, strandlopers het, en toe vat die wit mense oor soos gesê, en toe einde die land, en hulle later van tyd, lang na, toe kom die swart is nou van boven afgekom, af tot die in. En toen zijn we nog aan die Rhodesiese gronden. En toen dat toe, dat is nog een tijd later, toen die wit mensen, moesten bijna gegraven hier. En dat is goud gevat, hier oor gevat. Brittannië toe, en Holland toe, en al die plekken, het is goed gevat. En ons het niks zeggen gehad. Niks zeggenschap. En toen die mensen nog achterna, leidelijk uitvind, wat gaat zo. Nou is het wat ons mensen ook nog zeggen. Ons het ook die reg en nou beklei ons vir ons regte. Mense, dit is 'n lang storie man. Ek sal vir julle moet 'n hele klomp video's maak om die goed te praat, want elkeen van ons wat die goed sê, het 'n ander weergawe van hoe hy die saak sien. Wat oké. So ek sê, dis nou 'n saak vir 'n ander dag. Maar ons lewe nog hier. Die government wat dig. Die government, soos ons ou mense gesê het, wat ons nou weet, hy kyk weg van ons af. Hulle sê, hulle het gebeklei vir die land. Maar ons het net so hard saam beklei vir die land. Ek wil later vertel van hoe ons mense history week, waar die naam gesê het in 1950, toe word die mense sy naam verander na van Hottentotte af, na kleerlinge toe. En het is jammer om te sê dat baie van ons kleerling mense, wat nou die sogenaamde kleerling is, het nou die
mentaliteit. Hy sê ek is 'n kleerling. Hy wil net sit van koei of san of sulke goed. Hy is 'n kleerling. Maar net nou 'n bietjie lang hare en is 'n bietjie mooi oogies. Alles, maar die DNA sê jy kom van daai mense af. Jammer om te sê. En nou bly hulle mos nou in huise van glas. Daai wat karikatjies en dan dink ek gesing het van huise van glas en dan daai ander song wat Pieter Tosh sê, if you live in glass houses, don't throw stones. En nou bly die mense in glashuise. Die huise. Daar teen die berg. Ons het ook een van die daar teen die berg gebly. Toe besluit die wit mense van die 50 jare, nee, jy moet gaan. Jy kan nie so oos by die berg bly, jy moet gaan by daar aan die ander kant die rivier. En toe word die mense se goed op lorries gelei en hulle gery tot daar. Dicht by hy kan jy spoot by ons. Maar daai is dieselfde mense wat die Bybel in ons hand kon druk het. Ons mense was godsdienstig. Dit was godsdienstige mense gewees. Maar toe kom hulle na toe sê nee, ja, so God in die hemel en wat. Wat is die probleem aan my nie? En druk die Bybel in die hand en hulle sê ons met mekaar liefhet soos ons naaste, soos self. Maar toe sê hulle maar jou naaste kan nie langs jou bly nie, jy moet daar aan kan bly. Maar hy is swart of hy is bruin of hy is geel of so. So jy moet weg van mekaar bly, maar die feeling in die mense is hy sal nooit uitsterwe nie. Hy sal altyd mense wees wat 'n ander kleur is, wat vir jou wil hê. Wat jou vrou of jou man wil wees. As jy iets het om trek nie jou toe. Maar hulle sê mos toe nee, jy mag nie gemengde huwelike, maar voor hy was daar gemengde huwelike. En die Kretua was die eerste vrou wat in 'n gemengde huwelik betrokke was. Met Pieter van Meerhof. Hy was van Denemarke gewees. Tot sy met hom getrou. Ook een dag daarna het sy nou in drank verval en so aan. En had haar liewe bietjie opgemors as gevolg van die lewensomstandighede wat sy gelei het. Dan ook haar man is vermoor op 'n expedisie waar hulle gevat het na Madagaskar toe. Of something soos daai. En toe haar man toe sterf en toe sy nou aan die kinders. 2 of 3 kinders en toe het sy maar daarna aan die drankbottel gevat op Robben Eiland. Maar liggaam is blijkbaar begrawe in die kasteel. Dat is nou dat. Ek gaan nog verder praat die mense. Het is lekker om julle te sels en lekker die goed vir julle te sê, maar ek wil julle moet die goed video's nagaan en opstudie. Volg na om te kyk wat praat die man die waarheid. Waar kom die man aan die goed wat die man nie praat? Is dit regtig waar ons mense se history gebegin het? Of hoe werk die ding? Maar nou sit ons hier en ons, as het word dit gepraat, dan is ons staan ons die water, dan is wil dit nie hoor nie. Nee mense, ons met slag bykom, die lewe is rof aan buitekant. Ek geef julle in die volgende video. Ek dink ek moet elke dag of so nou en dan so 'n video maak, man. Moeilik kan ek miskien meer mense trek tot dit voor ek later na die partye toe kom, wat huidiglik in die gang is. Staan. Dat jy kan sien waar ons mense, want ons mense is, ek sal sê ons mense is rigtingloos. Ons mense weet nie waar staan hulle nie. Ons mense is confused. As klomp dinge wat ek kan sê, party worry net nie. Ek het uitgesoort, ek ben in 'n woonbuurt, 'n lekkere goeie woonbuurt, wat moet ek my worry met die goed wat hier op die grond aangaan, ek is uitgesoort man, ek het niks nodig. Maar nie elke wat ek gaan nou stop, dan gaan ek weer terugkom na julle toe, in 'n volgende video, en dan, as ek sê, ek sê maar dit deel maak van my video's wat ek gaan maak, om nog die saak, lekker te hoor. Lekker aan vir julle. Ek het nog nie klaar gepraat nie. Sien julle weer.